Goeienaand, good evening. Ek het vanaand die voorreg om vir Dwayne en vir Pieter Appelgrein van Rashikaners in die ateljee te hê. Daar word baie dinge gesê en baie goed gevra en baie vrae gevra. Hulle gaan nou net vir ons 'n kort opsomming gee van presies waar staan die ding op hierdie stadium. Welkom Pieter, welkom Dwayne. Die vloer is julle sin. Naam Oom Colleen. Oom Colleen, ons het nou al 'n geruime tydjie het ons nou gesien, daar's heeltyd vrae oor wat die proses so ver gevorder het en alles, en waar staan Rashikaners en waar staan hierdie effort van, gelukkig is dit nie ek alleen nie, maar ek het nou vir Dwayne wat betrokke geraak het en Timur wat nog steeds al die pad besig is met ons. En dit het gekom tot 'n punt waar ons eintlik vir oom eintlik hier kom sê en probeer vra dat wanneer oom 'n geleentheid het of 'n tydjie het om vir ons die pad oop te maak, dat ons 'n Q&A sessie kan hê met die mense wat dit direk kan vra in jou ateljee en ons kan hulle direk antwoord. Want dan kan ons dadelik op ons kanaal die vrae antwoord wat die mense wil weet, direk van ons af. Ons wil graag vir Timur ook intrek uit sy kantore uit, dan is al 3 van ons op die kanaal en ons kan direk oom se antwoorde en die mense se antwoorde antwoord of se vrae antwoord wat hulle graag geantwoord wil hê. Rashikaners is offisieel nou geregistreer in Rusland as 'n LLC entiteit. In samewerking met nog 'n hele paar ander organisasies insluitend RCR wat die Pathfinder toere doen. Dis maar net 'n catchy naam, maar eintlik kom jy uit van jy kom as 'n delegation saam met ons. Ek stap al die pad saam met die boere. Ons gaan na die verskillende federale state toe of die obelas wat betrokke geraak het in hierdie konsep van ons. Vir die geleenthede vir individuele boere sowel as groeperings wat wil kom uitbrei in areas. Hulle is beskikbaar om met ons te gesels en ons vra vir ons te antwoord. Ons het ook intussen vandat ek teruggekom het met genade van bo ons website www.rashikaners.com aan die gang gekry en waar ons met hulp van Timur en van Dwayne en van die verskillende federale organisasies, hulle ministerie, die informasie bymekaar gemaak het rondom Rusland en die geleenthede wat in Rusland op hierdie stadium is vir westerse boere, maar vir my, omdat ek boerkind is, vir ons boere wat voel jou integriteit, jou vrou en jou kinders is belangrik en jy wil 'n ander manier vind om uit te kom onder hierdie ding wat in Suid-Afrika tans in die gang is. Ons almal weet wat daar aangaan. Ek gaan hier stop en dan gaan ek net vra of Dwayne miskien kan aangaan, maar hierdie is 'n offisiële versoek. Laat ons met oom se toestemming een of ander tyd voor die 3de Maart miskien 'n oordentlike video met u kan hou met 'n Q&A session, want die 3de Maart maak ons applikasieplatform op die webwerf oop en dan kan die mense apply en dan gaan dit deur die wettingsisteem wat Dwayne nou vir ons kan verduidelik. Dwayne, asseblief. Naam julle, naam oom. Jy wil nie die sisteem gaan live hierso by die 3de Maart. Maar ek dink die probleem wat ons nou het is mense wil inligting hê. Meer inligting as wat by die webblad beskikbaar is, want daar's groot vrae wat moet gevra word. En as jy wil jou hele familie Rusland toe skuif, ek meen daar's niks klein daar nie. Dis baie groot vir 'n familie om sulke besluite te maak. Ek meen it'll change your entire life. Kan ek bietjie oor Engels skiet ook? Dis wel Engels te praat hoor. Baie dankie my oom. So yes, I do speak and I understand Afrikaans and I write it, but conversationally quick talking, I'm still not entirely there yet. Nonetheless, what we're finding is people need information, and there's almost an information block about Russia. There's no doubt about it. All of the channels that South Africans watch, the minority specifically, die Boere, die Engelse, all of the minorities in South Africa that have access to this
great wealth of information that's on YouTube and open to the public. Why has no one heard about Russia Corners? Have we not put in the effort to do press releases and the like? We have. Everyone has been informed about this, but it's almost like it's hush-hush. And it's there for a reason. I do believe that a lot of people, are being shifted to more ideological pathways, and just no one knows what's happening in Eastern Europe. Everyone has something to say about Russia, but no one's been to Russia. I've had so many conversations with South Africans that tell me how bad things are on the ground in Russia. My very next question to them is, when did you last visit? Because you're talking about sanctions. Have you even been there? There's such misperceptions within South Africa and such, I don't want to use the word indoctrination because I don't think it's the right word. Well, maybe it is the right word. It's this indoctrination of what people believe Russia is. It's like this mental block. Maar ons het boere op die grond in Rusland. Ons het boere rondom Rusland in al daai lande. En nie een boere nie, daar's 'n hele klomp op die grond. So, what the guys in South Africa need is information. There's absolutely no doubt about it. And online, there have been a few requests in not just WIM's chat, but even some of the other chats on more information about Russia Corners. What's available? What can we do? This is very clearly a very different option. And it looks like it's successful. And to this point, WIM, of what I'm allowed to talk about, we have signed regions on that have land available. There are agreements that are in place that drives this initiative forward, that helps the farmers in South Africa. Dis nie dat jy daar stoksel alleen sal staan nie. Jy sal nie. We have guys on the ground, we have people moving in a very specific direction in Russia to support this drive. En dit is waar ons is. Ons wil die vraag antwoord. Okay. All right. I think I get the drift of the conversation. While you were talking, I was thinking, what I can do is then say on Sunday night, I will advertise it then as a Q&A. And then on Sunday night, you guys can take the floor and field the questions and field the things. Is that what you would like to see? Colleen, as ons dit miskien op die 3de Maart kan doen, ek weet nie hoe lyk jou skedule nie, nee. Wil ons graag hê oom se kanaal moet ook geondersteun word, amper soos oom Wynand dit altyd doen, met daai super chats, target. Maar jy moet nou verstaan, die feit dat jou website daai dag nou eers live gaan en so, dit is eintlik immaterial vir die kanaal, jy weet. Okay. Ek dink dat ons kan Sondag aand doen 'n Q&A doen, waar die ouens hulle vrae kan vra en julle kan antwoord en so, en ons sê vir hulle voor die boot go af. Okay. Die website kan oop, jy sê op watter dag gaan dit oop wees en whatever. Ek gaan môreoggend met Timur gou kontak maak, nê, want hy's by sy seun of hy het sy seun hierdie naweek, nê. Ek gaan met hom kontak maak gou môre. Dan sal ek vir hom sê, ek sal vra sy beskikbaarheid vir Sondag. Dan het ons 'n Sondag Q&A. Sondag aand. Alright. Dan sê ek dan hoe lyk jou skedule met jou kerk ding? Ja nee, ek is pyk. Sondag aand is fyn. Dan gaan ek dit nou so stel. Die Q&A word dan nou voorlopig geboek vir Sondag aand, 20:15 Central African Time, normal time. And you, Peter and Dwayne, will be available for the viewers to ask their questions. Is that what you guys would like to see? Oom weet oom, nee, dan gaan ons al hierdie vrae wat aan die kant opkom die hele tyd met oom se chats, nee, uitskakel, once and for all. Ek verstaan. Alright, dan reël ons dit so, dan doen ons dan 'n Q&A Sondag aand. En dan kan die ouens hulle vrae vra. En julle kan die vrae antwoord. 110% my oom. Dit's 110% reg met my oom Colleen. Baie dankie, maar asseblief stel vir jou 'n target soos wat oom Wynand doen, laat die mense in jou kanaal bietjie support met super chats man. Weet jy of moet ons dit vra? Ja. Want jy gee vir ons die vloer.
Jy's enigste kanaal wat ons daar was ouens gewees wat groot praatjies gemaak het en oor onthou julle op 'n stadium het ek op my kanaal, ek dink jy het dit al gesien nie, het die ouens 'n donasie gemaak vir ribbetjies, want ek eet mos net ribbetjies basies. En hulle het 'n moerse klomp talk daaroor gemaak en die laaste ding wat ek is nie 'n bedelaar nie. I know, ek verstaan. Die ouens wat my wil support is free to support and that's it. En ek doen wat ek doen omdat ek die opdrag gekry het om dit te doen en ek het nie 'n kwelling nie want daar staan geskrywe, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. Ek het gesê ek sal bly die goed doen wat ek doen totdat ek dit nie meer kan doen nie. Uit die aard van die saak om 'n kanaal soos die te dryf het kostes. Ek het my connectivity kostes, maar ek het die sagteware kostes, en die sagteware kostes is nie cheap nie hoor. Die ouens het aanvanklik toe ek StreamYard met lisensieer, was daar 'n paar ouens wat bydrae gelewer het daarvoor. Maar ek meen 'n jaar later toe kom die hernuwing deur en dit is maar vir my rekening, jy weet, en that's it. En ek meen enige ou wat bietjie met YouTube te doen het sal weet, ek maak nie 'n fucking moerseklomp geld uit YouTube uit nie hoor. Nee, ons besef dit hoor. Dit uit moes geleef het, was ek in my moer in gewees, to say the least, jy weet. Maar nee, ek besef dit. Daar is altyd 'n uitweg. En ek ondersteun wat jy doen vir die simpel eenvoudige rede. Daar is mense wat klaar mind opgemaak het, hulle wil gaan. En vir my is dit belangrik dat hulle net bewus is daarvan, daar's 'n alternatief beskikbaar as om net fucking Amerika toe te gaan. Die ding is ook Amerika het sy eie fucking stories. Ek persoonlik is van opinie dat Amerika is op die rand van 'n fucking burgeroorlog. Nou of dit gaan gebeur of nie, is nie my saak nie, maar ek het kontakte met mense in Rusland, ek hou van hulle, ek hou van my gees vind aanklank by die ouens. En hulle fight dieselfde fight as ons. Hulle fight die fucking donker ster, and that's it, jy weet. Die ding is Oomkelyn, met Amerika se refugee program. Die meeste van die mense wat op hierdie vliegtuig gaan spring nou, nee. Want Trump wil nou die vlugte verhoog tot en met 4,500 apparently. Nou as jy kyk na die impak wat dit gaan hê, volgens wat die refugee program in Amerika gedryf word. Daai mense gaan blootgestel word aan, they're going to be at the end of the day a tax burden to the residents of America. Hulle gaan dieselfde pad volg. Dit is nie die belangrike ding nie, Pieter. Dis nie die belangrike ding nie. Die feit van die saak bly, 'n kakhuis vol van hierdie goed wat Trump doen, is op executive orders hoor. 'n volgende president kanselleer dit alles. Dis die ding. En jy weet, wat die mooi is in Rusland is al hierdie projekte wat ons nou al, of hierdie projekkonsep wat Russiakaners gaan voorlê het aan hierdie federale state, word almal gedryf deur die individuele federale state of ondersteun, nie gedryf nie. So dis die top Rusland Kremlin move nie, dit is die individuele federale state wat hulle eie agricultural verantwoordelikheid wil motiveer. Ja. Hulle wil eie streekskapasiteit uitbou. So dis heeltemal 'n ander dinamika. Alright, ek verstaan dit. Crazy. Alright Pieter, dan doen ons dit voorlopig Sondag aand. Jy kan met my praat en so, ek publiseer die show, so enige tyd na 5:00 die middag. So, jy tot Sondagmiddag 5:00 as jy wil change, om my te laat weet. Okay, so die show gaan live word, ons is live op die show, Sondag aand, 7:15. Jebo. Alright, nou oom, ek het vir oom, Dwayne se afdeling het vir ons die advertensie van Russiakaners generate en het vir my foto gestuur wat ek vir hom gestuur het op website. Op WhatsApp. Die foto. Is dit hierdie foto? Nee, dit is die Russiakaners website se foto. Okay. Ek het hulle vir oom gestuur.
Dat ek net dubbel seker maak, anders sal ek net weer vir Dwayne vra, Dwayne, of jy miskien vir my net weer 1 of 2 narrations kan stuur vir oom Colleen, maar in what do you call it, landscape format, wat hy miskien kan opsit uit sy stereo uit vir daai discussion wat ons gaan hê, as jy nie omgee nie, ou boet. Ja, nee, ons het alles reg. Dan gaan ons vir jou 2 of 3 narrations stuur, wat die advertensie van Rashakaners is die website en Rashakaners se klere en looks, vir die wat wil so toe gaan en whatever, en dan is dit finaal. Maar op die einde, dan gaan ek gaan pertinent dit sê, that, okay, now we're going to put all these questions on the side to rest. If you got any questions, go to Rashakaners now. I'm purely a supporter for Uncle Colleen and his work. Want die manne wat my so kastye in die kant van ons kanaal, dit is sterend. Want dit maak man, op jou relax kanaal. Fuck it, relax oor dit man, just like. Okay, maar dis maar net hoe groot gemaak is. Operate met jy verstaan, jy het 'n vel so dik soos 'n fucking krokodil se nodig. Kyk, jy's bietjie. Okay, oom Colleen, baie dankie. Alles in die haak. Baie dankie. Ja, alles in die haak. Ek doen wat ek doen en ek doen wat ek vir julle doen hoofsaaklik primêr net om vir die boere te sê. Ek gee nie om oor die fucking Afrikaners nie. Hulle kan aanfok soos hulle lekker kry. Maar die boere, om hulle te sê, boere, daar is 'n alternatief. En is 'n baie positief alternatief. Ja. Ja, Dwayne, Pieter? do you think we can trust Uncle Colleen enough to tell him what those people in Kruger has offered for every farmer that goes there in the program? Hey, wait a bit, we're live here. Okay, stop the recording, I want to tell you this. Right. Stop the recording, I want to tell you this. Okay. Ons sal Sondag praat. Kyk, nee, maar oom Colleen moet dit nou weet. Oom Colleen sit op sy recording af. Nee, maar ek kan nie dit so doen nie. Ons gaan dit op die volgende manier doen. Net so. Ek gaan vir julle nou Kubai sê en dan gaan ek die program afsluit. Julle hang net aan daar in die buitekamer, dan kom ons terug op. Okay. Baie dankie oom Colleen. Dag sê. Right. Dankie, dan sien ons julle Sondag aand 8:15. Baie dankie. Ek sal met Timur kontak maak vir bevestiging, maar ek dink hy sal opklim. Right. Nou ja, there you have it. Any information about Russia? Enige informasie oor hierdie projek om boere wat wil verhuis uit Suid-Afrika uit? Daar is 'n alternatief. Dis nie noodsaaklik dat jy net enkel oog gefokus is op Amerika nie. Daar is opsies vir jou ook in Rusland. Dan gesels ons Sondag aan.